vandag se vlamskerp episode. Ons praat oor strategiese disippelskap. En ons maak die woord van die Here nie net 'n leesboek wat ek lees so nou en dan, of selfs lees om troos uit te kry nie, maar om die woord van die Here die beste stuk gereedskap te maak wat jy ooit nodig sal hê. Dit maak beter, dit maak reg, dit adjust. So die woord van die Here is baie meer, dink ek, as wat die meeste gelowiges daarvan maak. So vanaand praat ons oor die toepassing van die woord van die Here. Om die woord van die Here dan te gebruik, om wanneer jy dit gelees het, dit in jou lewe toe te pas. Daar's 'n paar vrae wat julle met mekaar gaan bespreek. Noem soveel as moontlik redes hoekom ons die woord moet bestudeer. Wat dink jy is die belangrikste rede? En daar's 'n skrif wat julle bietjie daar kan lees. Wat is die belangrikste rede? Waarvoor gebruik jy die woord van die Here? En ek dink dis baie belangrik dat jy daai vraag sal antwoord. Waarvoor gebruik jy die woord van die Here? Die heel belangrikste rede. En dan praat ons 'n bietjie oor die verhouding tussen liefde en gehoorsaamheid. Vanaand gaan ek dalk met jou 'n paar goed deel oor sonde, wat jy nie nog so gesien het nie. Wat is sonde dan? So ons gaan praat oor liefde en gehoorsaamheid. Kan jy gehoorsaam sonder om lief te hê? Vraag. Kan jy lief hê sonder om te gehoorsaam? So. Interessant as ek kan hoor wat julle met mekaar daaroor sê. Liefde en gehoorsaamheid, die effek wat die woord van die Here op jou moet hê as jy sê dat jy die Here liefhet. Dis eintlik waaroor dit gaan. Die effek wat die woord van die Here op jou moet hê as jy sê dat jy die Here liefhet. Julle bespreek Johannes 14 vers 15, 21 en 23 en dan praat ons 'n bietjie oor, goed, ons praat oor liefde en gehoorsaamheid, né? En ons sê as jy regtig lief hê, dan gehoorsaam jy. Maar jy kan gehoorsaam sonder om regtig lief te hê. So, wat is die wortel van sonde? Want ons dink ons partykeer aan sonde in terme van 'n daad. En omdat ons dink aan sonde in terme van 'n daad, dan dink ons party sondes is groter as ander sondes. Party sondes, is daarom nie regtig so erg nie, terwyl ander goed sit jou dalk lewenslank in 'n tronk. Maar is dit waar? Is sonde 'n daad? Kom ons gaan rewind, reg aan die begin van die Bybel, waar het dit begin? Sonde het begin by ongehoorsaamheid. Want ongehoorsaamheid is 'n toestand van rebellie teen wat die Here gesê het. En dan is dit nie liefde nie. As jy rebelleer teen die Here, is dit nie liefde nie. So, dan is sonde nie in die eerste plek 'n daad nie, maar eintlik 'n gesindheid, né? So, sonde is 'n liefdelose gesindheid. Sonde is rebellie. Sonde is 'n selfsugtige gesondheid en eintlik is dit dan om die liefde van Jesus te verwerp. Daarom het Jesus ernstig gesê in sy woord, wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Dis verskriklik belangrik, né? Julle sê Here, Here, maar doen jy wat ek vir jou sê? So, is ek regtig jou Here? Want Here beteken Lord, in beheer van, totale beheer van. Dan bespreek ons 'n bietjie Jakobus 1, paar baie belangrike verse en daai gaan natuurlik oor die doen ding, né? So die boodskap vandag is dat as jy die Here regtig liefhet en jy sê jy het hom lief, kan jy nie net die woord bestudeer nie, maar jy moet die woord doen. So dink 'n bietjie nou, het die Here met jou iets gepraat en gesê dit moet jy vir my doen en jy het dit nog nie gedoen nie? Waar los dit jou in terme van wat jy vanaand gehoor het? En iemand anders het gesê, uitgestelde gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. So as die Here sê, doen dit, en jy stel dit uit, is jy eintlik ongehoorsaam. Bespreek dit 'n bietjie met mekaar, en kyk waar kom ons.